28 Oktober. Seëninge beloof aan diegene wat in Christus bly. Salig is die wat beledig word. Salig is julle wanneer die mense julle beledig en vervolg en valslik allerhande kwaad teen julle spreek om my ontwil. Matteus 5 vers 11. Niemand op aarde is ooit wrede belaster as die seun van die mens nie. Hy is bespot en uitgelag omdat hy onwrikbaar aan die beginsels van die wet van God vasgehou het. Hulle het hom sonder oorsaak gehaat. Tog het hy kalm voor sy vyand gestaan en verklaar dat verwyd deel van die Christen se erfenis is. Hy het sy volgelinge geleer hoe om die pile van haat af te weer en hulle beveel om nie onder vervolging moedeloos te word nie. Laster kan wel die naam beswadder, maar dit kan nie die karakter bevlek nie. Dit word deur die Here in bewaring gehou. Solank ons nie aan die sonde toegee nie, kan geen menslike of sataniese mag die siel bevlek nie. Die mens wie se hart op God vertrou, is in die uur van sy grootste beproewing en ontmoedigingste omstandighede presies dieselfde as toe die guns van God hom bestraal het. Sy woorde, sy motiewe, sy dade kan wel skeef voorgestel en vervals word, maar hy gee nie om nie, want vir hom is daar groote belange op die spel. Soos Moses het hy volgehou soos een wat die onsienlike sien. Christus is bekend met alles wat mense misverstaan en verdraaid voorstel. Sy kinders kan dit bekostig om bedaard en geduldig te wag en te vertrou. Al word hulle ook hoe beswaddel en verag. Want niks is geheim wat nie geopenbaar sal word nie. En hulle wat God eer, sal in die teenwoordigheid van mense en engele deur hom vereer word. Wanneer die mense julle beledig en vervolg, het Jesus gesê, verbly en verheug julle. Groot is die beloning in die hemel vir hulle wat ondanks vervolging en verwyd vir Christus getuig. Die mense soek na aardse gewin, maar Jesus wys hulle op die hemelse beloning. Hy gee dit egter nie alles in die toekomstige lewe nie. Hy begin hier.